Yes, Lord, there's no place else that we want to be but at your feet. What better way to end this year, Lord? By thanksgiving. We bring you all the honor, the power, and the glory in Jesus Christ's almighty name. Ja, Here, dit was net genade op genade. Dankie vir die goedheid, die guns, die barmhartigheid, die liefde en die trou. Daar is so baie dinge waaraan ons kan dink as ons terugdink aan hierdie jaar, Here, waarvoor ons nooit eers dankie gesê het nie. Daarom wil ons nie net vanaand verheerlik en by u voete sit, Here. Ons wil hoor wat u vanaand vir ons wil sê deur die woord en met tyd en ewigheid, Here. Want ons het 'n verwagting in die nuwe jaar en ons leef daartoe. Want ons weet, ons gaan die nuwe jaar in saam met ons koning, ons redder, ons verlosser. Wat 'n beter manier is daar nie om so te lewe nie, Here. Daarom wil ons u vereer en verheerlik, want soos ons gesing het, die heilige, goddelike drie-eenigheid wat in ons woon. Here, wonderlik om te kan weet, u het ons by ons naam geroep en u ken ons elkeen. Wonderlik om te kan weet dat u vir ons voorsien. U ons dra deur al die moeilike tye en u vir ons sorg. Dankie dat ons behoue gebly het in hierdie jaar, Here. En seën ons ook in die nuwe jaar wat voor lê. Soos ons nou gaan hoor en soos ons nou gaan beplan, Here, sal u vir ons die res doen. Kom neem nou u plek, o Heilige Gees. Mag die woorde van my mond en die oordeenkings van my hart vir u aanneemlik wees, o Here, my rots en my verlosser, en mag dit 'n seën wees tot die wat dit hoor. Daardeur wil ek u prys en vereer en u naam verhoog, nou en vir altyd. Die kinders van die Here sê, amen en amen. Kan die sitplekke neem. Nou, ek het so 'n bietjie na die boodskap gekyk en ek het hom so 'n bietjie korter gemaak, net so om die tyd in te pas, en dis nou maar een van daai dienste wat ons net die tyd so 'n bietjie dophou, sodat ons ook maar nie gevang word in die duister nie, nee. So daarom gaan ek sommer dadelik met die deur in die huis val en sommer dadelik dan begin. Nou, waaroor preek 'n mens aan die einde van die jaar en wat is die boodskap wat 'n ou wil bring? Die jaar is verby. Daar is so baie gesê. Ons het so baie temas gehad. Ons kyk uit na 'n nuwe jaar met 'n nuwe tema. En gaan ons dit ontmoet? Dien en bedien. Heel hartig. Gaan dit nie wonderlik wees nie? Met alles, ons hele hart, siel en gees, die Here te kom dien. Wat 'n vooruitsig. Serve wholeheartedly. Mag die Here ons help, laat ons daarby uitkom. Nou soos die uurglas nou leegloop vanaand, en met nie baie tyd tot ons beskikking oor nie, kyk ons na tyd in die wêreldse konsep, en ook wat die prediker ondersoek en sê oor tyd vir alles, en oor die begrip ewigheid, waar tyd nie bestaan nie. Ek begin dan met tyd soos beskryf deur Julius Sevilla, van Mind Amazing, van julle mag dit dalk al gehoor het. En om oorspronklikheid te beklemtoon, wil ek dit graag, soos hy dit voorgehou het, ook in Engels voorhou. Hy vat dit baie goed saam en beskryf dit, en is wat 'n mens moet doen. Hy begin deur te sê, en luister mooi wat hy sê, dis nou uit 'n wêreldse konsep, hy sê, time waits for no one. Time stops for no one. Your excuses will not slow down time. Your indecisions will not delay time.
Your complaining will not stall time. Your regrets will not turn back time. So don't waste your time in anger, regrets, worries, and hate. Because time will not turn back and cry along with you. It is time to let go of the past and stop worrying about the future. Your only time is now. So make sure you spend your time with the right purpose, with the right deeds, with the right emotions, with the right thoughts, and with the right people. Time flies, that's a fact. But you can always spread your wings and soar with time and navigate life the best way that you can. Remember, you will never pass this way again. Make it count. Time do what it does. It keep moving. Ja, tyd staan nie stil nie. Baie dinge wat hy vir ons uitgelig het, is so waar, nie, as ons daaraan dink. Nou kom ons kyk na die Bybelse verwysing. En in my konkordansie is daar nie minder nie as 635 verse wat na tyd alleen verwys. Wat bevestig dat terwyl ons ons lewensreis leef, ons nou geset met beperkte tyd ons roeping hier op aarde moet uitleef. Ja, ons het net soveel tyd. Wat maak jy met jou tyd? Ek het gaan kyk na die boek Prediker, wat ook dan skryf dat daar 'n tyd is vir alles. Hy het dan ook gewonder wat 'n mens aan die wêreld kan verander. Dat dit vir hom gelyk, dat alles in die wêreld soos 'n sirkel, al in die ronde, sonder 'n begin of 'n einde is. Daarom het hy sy posisie as koning in Jerusalem gebruik, om alles wat daar is, te ondersoek. Hy het hom daarom toegespits om iets te vind wat alles beheer. Hy het gesoek na die groot geheim in die lewe, wat daar is, en iets wat nooit verander nie, en alles beheer. Die slotsom waartoe hy gekom het, is dat daar nie so iets is nie. Hierdie soeke is soos om wind in jou vuis te probeer vashou. En as jy jou hand oopmaak, is daar niks. So het hy ook tyd ondersoek. Kom ons lees dan wat hy skryf in Prediker 3 vers 1 tot 9 en vers 17. Ek gaan dit sommer voorhou hier in my nuwe lewende vertaling. Hy sê daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n vaste tyd vir alles. Elke ding onder die son het sy tyd. 'n Tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterf, 'n tyd om te plant en 'n tyd om uit te ruk wat geplant is. 'n Tyd om dood te maak en 'n tyd om gesond te maak. 'n Tyd om af te breek en 'n tyd om op te bou. 'n Tyd om te huil en 'n tyd om te lag. 'n Tyd om te treur en 'n tyd om van vreugde te dans. 'n Tyd om jou saad te saai en 'n tyd om jou saad terug te hou. 'n Tyd om te omhels en 'n tyd om weg te bly van omhelsing. 'n Tyd om te soek en 'n tyd om te verloor. 'n Tyd om op te pas en 'n tyd om weg te gooi. 'n Tyd om te skeur en 'n tyd om vas te werk. 'n Tyd om stil te bly en 'n tyd om te praat.
'n tyd om lief te hê en 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog en 'n tyd vir vrede. Vers 17 sê hy, toe het ek by myself gedink, God spreek reg oor die regverdige en goddelose, want daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir alles wat gedoen word. Prediker sê, daar's 'n tyd vir elke saak. Die psalmdigter skryf ook in Psalm 32 vers 8, God wil ons wys wat ons vandag en môre moet doen. Ek haal aan, ek wil jou onderrig en jou raad gee en my oog oor jou hou. Dit het my laat kyk na die ewige lewe of die term ewigheid. Nou ewigheid verwys na 'n toestand waar tyd nie bestaan nie en niks verander nie. Eintlik kan ons as mense nie werklik sin maak van die begrip nie, omdat dit buite ons verwysingsraamwerk val. Ons grootte God en die werklikheid waarbinne hy leef, bestaan in die ewigheid. Nou in die ewigheid vergaan niks of niemand sterf nie. Ons deel iets daarvan as sy gees in ons woon en die getuienis dra dat ons ewig sal lewe. Jesus sê self in Johannes 6 vers 16 en 31, nog net 'n kort tydjie en julle sien my nie weer nie. En 'n kort tydjie dan sal julle my weer sien. Vers 31, Jesus het hulle geantwoord, glo julle nou? Kyk, daar kom 'n tyd en dit het reeds aangebreek dat julle uitmekaar gedryf sal word. Elkeen op sy eie terwyl julle my alleen agterlaat. Tog is ek nie alleen nie, omdat die Vader by my is. Dan gee hy vir ons in vers 33 hierdie pragtige bemoediging. Hy sê, ek sê hierdie dinge vir julle, sodat julle in my rus en vrede kan vind. In die wêreld sal julle swaar kry beleef, maar skep moed. Ek het die wêreld reeds oorwin. Nou die evangelie van Johannes beklemtoon veral dat ons reeds daardie lewe het, wat nie deur die dood onderbreek word nie. Dan lees ons dit in Johannes 17 vers 1 tot 5. Nou hier doen Jesus eintlik 'n gebed en hy sê, die opskrif hier is, Jesus praat innig met sy Vader. Hy sê, Jesus het hierdie dinge gesê, en toe sy oë hemelwaarts gerig en gesê, Vader, die uur het aangebreek. Verheerlik u Seun, sodat u Seun u kan verheerlik. U het aan die Seun volmag gegee oor die hele mensdom, om aan almal wat u aan hom gegee het, die ewige lewe te gee. En die inhoud van die ewige lewe is dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus wat u gestuur het. Ek het u op die aarde verheerlik deur die werk te voltooi wat u my gegee het om te doen. Verheerlik my dan nou ook by u self, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, nog voordat die wêreld bestaan het.
praat Jesus klaar van die ewigheid, nee. Daarom moet ons kyk na die beskrywing van die nuwe hemel en die nuwe aarde, waar tyd nie bestaan nie. 'n Ewigheid. Nou daarvoor gaan ons na Openbaring 21, vers 1 tot 7. En daar staan, die nuwe hemel en die nuwe aarde. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan, en die see het nie meer bestaan nie. Ek het ook die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien neerkom. Die nuwe Jerusalem was soos 'n bruid wat vir haar eggenoot mooi gemaak is. Ek het toe 'n kragtige stem van die troon af hoor sê, kyk, die tentwoning van God is nou onder die mense opgeslaan. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees. En God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal elke traan van hulle oë afvee, en die dood sal glad nie meer bestaan nie. Ook hartseer, of smarte, of pyn sal glad nie meer bestaan nie. Die ou dinge het verbygegaan. Hy wat op die troon sit, het toe gesê, kyk, ek maak alle dinge nuut. En hy sê verder, teken dit aan, want hierdie woorde is geloofwaardig en betroubaar. Verder het hy vir my gesê, dit is afgehandel. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Iemand wat dors het, sal ek verniet laat drink uit die fontein met lewende water. Die een wat aanhou oorwin, sal hierdie dinge erf. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal my kind wees. Ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal my kind wees. Ek wil afsluit met Openbaring 22, daarvan net vers 7 en vers 20. En die opskrif hier is ook, die Here Jesus se terugkeer is seker. Hy sê in vers 7, Jesus se eie woorde, Jesus sê toe, kyk, ek kom gou, geseënd is elkeen wat die profetiese woorde in hierdie boekrol gehoorsaam. Dan vers 20, hy wat hierdie dinge getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Mag die genade van die Here Jesus met julle almal wees. So daar is 'n vooruitsig. Ons Here, kom ons haal. So ja, die uurglas loop leeg. Gaan jy nog 'n jaar uitstel? Of gaan jy in 2023 Jesus Christus in beheer plaas van jou lewe en van jou tyd? Ek laat julle met die gedagte, vandag kan jy, gister wou jy, môre is dalk te laat. Amen. Nou die prediking het sommer gelei tot inleiding van die nagmaal, en ons gaan sommer direk oor na die nagmaal. Ons tydjie lyk goed en ons vorder mooi. So Anna, wil jy hier by my kom staan? Ag, en ons ander ouderlinge, net hier so by die twee tafeltjies asseblief. Kom help vir ons net om die dinge in gereedheid te kry.
Kom ons vra die Here se seën. Vader, U het deur die Seun Jesus Christus vir ons kom wys hoe en wat ons moet doen met ons tyd. Here, 33 jaar was genoeg. Ons het so baie geleer van die Seun dat ons lewensreis kan voltooi met dit wat U vir ons kom leer het. U het ook vir ons die heilige sakrament gebring wat ons nou wil gebruik, Here. En U het ons kom wys. U het ons kom leer. Hoe dikwels ons dit moet gebruik. Ons vra dan nou die seën oor die brood en die beker, Here, wat hy op die liggaam en die bloed van Jesus Christus, ons redder, verlosser en zaligmaker, tot in alle ewigheid. Seën dit nou soos ons dit gebruik, Here, en weet verseker, ons het U baie lief, want ons weet, U het ons eerste lief gehad. Want so lief het U die wêreld gehad, dat U U enigste gebore seun gestuur het. Die prys is betaal. Dit is volbring. Daarom kan ons dit ook gedenk. Seën ons nou, Here. Maak ons liggame gereed vir die inneem en voed ons siele, Here, met dit wat ons nou gaan gebruik. Ons vra dit in Jesus naam en met danksegging. Amen. Nou sien dan in die aand wat die Here verraai is, soos het ook baie voorgeskryf. Het hy saam met die disippels om die tafel gesit en hy het die brood geneem. Hy het dit geneem en dit gebreek. Hy het ook vir hulle gesê, neem, eet. Dit is my liggaam. Doen dit so dikwels as wat julle kan, tot my gedagtenis. Daarna het hy weer die seun gevra en die Vader gedank. En hy het die beker geneem en gesê, neem, drink daarvan. Dit is my bloed. Dit is ook die verbond, die Nuwe Testament, dat ek weer sal kom, dat ons dit kan vier tot sy nagedagtenis, want die bloed reinig ons en laat ons oorwin. Doen dit dan nou. Neem, drink dit tot sy gedagtenis. Ek gaan vra dat julle weer so in familieverband uitkom. So saam, gebruik asseblief julle tyd, ons het nog 'n tydjie. Laat ons dit ook so saam gebruik. Kom ons doen ook net 'n dankgebed. Vader, ja, vanaand wil ons bevestig dat U is ons Vader in die hoogste hemel. Daarom bring U vir ons vrede op aarde en die mense in wie U 'n welbehae het, Here. En mag vrede en voorspoed ook ons vooruitgaan in die nuwe jaar. Here, en dankie. Dankie dat ons deel kan bly van U koninkryk deur die gebruik van hierdie sakrament. Soos ons dink wat U vir ons kom doen het en wat U tot die einde deurgevoer het, totdat U gesê het, dit is volbring. Vader, dan kan ons nie anders as om ook ons lewe in U hande oor te gee nie. Here, daarom sê ons dankie vir dit wat U kom doen het.
nog steeds vir ons doen. U sorg nog elke dag en U laat ons bekers oorloop. Laat ons so vir mekaar omgee en die liefde, wederwysige liefde vir mekaar net sterker en sterker sal word, Here. En dit alles om U te verbly. Ja, mag alles wat ons nou hier doen en sê vir U welrykende geur wees, o Here. En mag ons hierdie aand onthou. Die aand toe ons die jaar uitgegaan het, 2022. Dankie vir dit wat U vir ons kom doen het en nog gaan doen. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Julle sitplekke neem. Staan sommer by my. Nee, staan nie. Ja. Van my en Anna se kant af en die uitvoerende raad wil ons vir julle 'n baie voorspoedige 2023 toewens. En mag wat ons vanaand gehoor het vir ons 'n nuwe betekenis hê in tyd sowel as in ewigheid. Want as ons nie met die doel lewe om by die ewigheid uit te kom nie, gaan ons nie daar kom nie. So elkeen sal ons wys met die, so sal die Here ons bystaan met die tyd en elke uitdaging wat ons gaan oorbrug en oorkom in die nuwe jaar. Wens ons vir julle voorspoed, seën op elke gebied in julle finansies en die meeste van alles in ons geloofslewe. Ek het vroeër is al vir my gewys, die uurglas loop leeg. Jesus gaan nie meer lank weg bly nie. Hy kom sy kinders haal. Is ek gereed? Is jy gereed? Mag ons met hierdie gedagte ingaan 2023. Voorspoed, seën, oorvloed word julle toegewens. Kom ons staan en sluit ons af. Vader, dis in die naam bo elke naam wat ons nou hierdie diens, hierdie jaar se verrigtinge wil afsluit. Ja, die nuwe jaar klop aan die deur en ons gaan die deur nou binnekort oopmaak, binne 'n paar minute. Ons wil dit nie sonder U doen, Here. Daarom is ons vanaand hier, dat ons weet ons is op die regte plek. Wie kan teen ons wees as U vir ons is? Die wêreld en sy dinge kan hulle maar hou. Maar die woord en sy krag, genade, liefde en trou, sal ons altyd bybly en ons altyd aanhang, Here. Want ons leef vir dit. Ons leef deur dit. Ons beleef dit. In Christus naam. Here, dankie dat ons dit so kan ervaar en dankie dat U vir ons goed is. Sien ons nou hierdie nuwe jaar wat ons ingaan, Here. Want ons weet U is naby en laat ons vra wanneer ons moet vra. Maar laat ons ook dankie sê wanneer ons moet dankie sê. Ons het geleer vanaand, daar's 'n tyd vir alles. En dat ons dit op die regte tyd, op die regte plek, saam met die regte mense, met die regte gemoed,
en die regte vooruitsigte so binne gaan. Dankie dat U ons lewe tot hiertoe gespaar het en dat ons verder kan vorentoe gaan. 2023 behoort aan U. Ons verklaar dit vanaand en ons bevestig dit. Wil U ook die beheer van ons tyd oorneem en ons so lei en ons wys en ons leer deur alles wat ons so moet onderhou. Ja, ons sal bly in die woord en ons sal meer van die woord leer en ons het ook 'n verwagting vir 'n nuwe herder wat al hoe groter word, Here. Stuur hom. Ons is gereed om hom te ontvang en om hom met liefde toe te maak, sodat hy ons die leiding kan gee wat van U afkom. Want U is tog ons groot herder. Ons luister na U stem elke keer as ons dit hoor en ons is so dankbaar. Word verheerlik in hierdie aand en ook in hierdie nuwe jaar. Mag alles wat ons doen en sê vir U tot seën wees. U naam ter ere. Amen.